So lekker om vanoggend hier so te kan sien, so baie dankie dat jy hier is, en ook so vir elke persoon wat aanlyn kyk. Ek hoop regtig waar jy gaan hierdie diens ook so saam met ons geniet. Nou, ons is besig met 'n reeks, as jy dalk miskien hier is vir die eerste keer, en jy val in, en jy weet nie waar ons regtig mee besig is nie. Ons is besig met 'n reeks, en ons is baie naby aan die einde van dit, en die reeks gaan oor wees ryk. Nou, die beginsel van wees ryk, kan ons so maklik assosieer met fisiese skatte, of met rykdom, of met wat ons het, of wat ons nie het nie, maar rykdom is soveel meer as dit. En een van die dinge wat in ons lewens gebeur, is daar is sekere dinge wat my en jou rykdom kom steel. Ware rykdom, die vreugde of die vrede wat ons nie binnekant van ons het. Die van kom en hy probeer dit konstant te steel. Mens sien dit so maklik by kinders. Jy wat kleinkinders het of kleinkinders gehad het en dankbaar is, hulle is nou al miskien groter en julle is nog kleiner is, sal hierdie al gesien het. Of dalk miskien het jy nie noodwendig kinders of kleinkinders nou direk in jou familie nie, maar as jy by Spur gaan sit, dan sien mense hierdie gewoonlik. Bewaar daai arme waiter se siel. As 'n pink milkshake bestel is en dan kom 'n bloue aan, dan is daai kind so ongelukkig. Dit is asof alle rykdom en vreugde uit hulle lewe uitgesteel word, want hulle wou 'n pinke gehad het en nie noodwendig 'n bloue gehad het nie. Of boetie of sussie al 'n chip uit hulle bord uit en dis so, ek's klaar, ek eet nie meer hierdie verder nie, want ek wou al my chips gehad het en nou het ek een minder en hierdie is nie reg nie. En daar is in my en jou lewe as volwassenes is daar ook sulke dinge wat gebeur, dinge wat veroorsaak waar ons net absoluut blind raak of eintlik dan dom raak en wat toelaat dat dit ons rykdom in ons lewens kom steel, kom wegvat van dit wat God eintlik vir my en jou wil hê in ons lewens. En ons het daarna gekyk, ons na 'n paar onderwerpe al gekyk, ons gesels oor die rykdomdief van gierigheid en gepraat oor die rykdomdief van vraatsigtigheid. Jonathan het 'n bietjie daarop ingelem, ons gesels oor dit en het gepraat oor die rykdomdief van hoogmoed en natuurlik van afguns. En ons gaan verder aan rondom die volgende rykdomdief. Vir baie mense staan hierdie bekend as die 7 dodelike sondes en dit is dit. Maar dit is nie net dodelik omdat God jou nie daarvoor kan vergewe nie. Dis dodelik want dit steel iets van jou, van 'n lewe wat God eintlik vir jou oorspronklik wou gehad het of die rykdom wat God eintlik vir jou in jou menswees vir jou wou gegee het. Maar voor ons daarby aankom, kom ek vra hierdie vraag vir jou. En hierdie is meer 'n retoriese vraag as 'n direkte vraag. Het jy al ooit ek sal jou wys oomblik gehad? Was daar ooit 'n oomblik in jou lewe wat jy gesê het? Okay. Ek gaan nou vir jou wys. Miskien was dit gewees dat jy jouself in makro gevind het. En iemand het iets gedoen of gesê of nie vir jou aandag gegee of diens gegee het nie en daar was 'n oomblik gewees dat jy gesê het, goed. Ek gaan jou wys. En dan ewe skielik dan kom daar iets uit jou uit wat normaalweg nie daar is nie. Jy staan dalk miskien, hierdie is glad nie my Maritjie se storie hierdie laaste 2 weke nie. Daar was definitief oomblikke gewees waar die geleentheid kon aangebreek het, maar ek weet nie 100% hoekom dit nie gebeur het nie. Maar ons was die laaste 3 weke elke Vrydag en dan 2 maandae by die munisipaliteit se kantore. En al was soveel kere wat ek gevoel het, maar ek gaan jou wys. Maar die tyd van die saak is hulle wys my. En maak nie saak wat ek vir hulle wil wys nie, hulle gaan maar vir my wys. Dis maar net wat dit is. Jy het ook miskien in die verkeer gesit en jy het ongelukkig geraak of jy het kwaad geraak en jy het gesê ek gaan jou wys en ek gaan nie vir jou 'n plek gee nie. 'n Vriend van my het 'n klomp jare terug oor 'n Paasnaweek nooi ons uit om te gaan jag en ons is by die kerk besig en ons kom laat weg en ry soontoe en sit in die verkeer en kom die oggend soos 2:00 die oggend by die plaas en is absoluut belaglikheid. Ek weet kan nie glo hoekom enigiemand dit in hulle self wil doen nie, maar kom maar aan in die volgende oggend toe ons wakker word en ek stap so uit en hy het vir my so splinter nuwe klomp jaar terug, maar splinter nuwe Nissan Navara gekoop en ek kom so uit en ek sien hy het hierdie verskriklike krap van agter tot voor van op sy bakkie. En die bakkie se nommerplate is nog nat. Verstaan? Ek is so, wat het gebeur? Sien ek het hom gewys.
Daar was hierdie ou wat so by die tolhek, eerste tolhek kom druk hy voor my in, maar toe hy die tweede keer weer so probeer voor my indruk, toe druk ek hom maar. Ek sê my jou bakkie, hy sê ja, nee, ek dink dit was 'n stupid idee geweest, en daai oomblik het 100% sin gemaak om dit te doen. Ek sê jou wyse help jou nie noodwendig regtig ongelooflik baie nie. WhatsApp boodskap wat deurkom en iemand sê vir jou iets sarkasties dalk op jou familiegroep of op jou vriendekringegroep en jy dink in die briljantste antwoord om terug te gee maar jy weet dit gaan nie regtig enigiets help nie. Nou Paulus praat in hierop aan die gemeente van Korinte, aan die gemeente van Romeine, een van my gunsteling teksgedeeltes, inteendeel die teksgedeelte waarmee ek geroep is, dit wat ek gevoel het toe ek gevoel het ek moet hierdie doen vir 'n lewe, 'n professionele Christen wees, natuurlik was hierdie deel van die tekste gewees, julle Romeine 12, maar hy sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. En ek eenvoudig, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis nie 'n goeie idee nie. Dis raad wat ons gee, ek en jy kan vat, of ek en jy kan dit los, maar ons almal ken daai vonkie, of daai gevoel, daai oomblik, wat jy voel, okay, ek gaan mooi wees, en dan sit soos 'n vuurhoutjie of 'n vonk op 'n kan petrol, dan ewe skielik net dan ontplof jy en jy sê, maar ek gaan jou nou wys, ek gaan jou nou terugbetaal, ek gaan jou vergeld, weet jy wat, ek gaan nie net lelik wees nie, ek gaan vieslik wees met jou, en ek sê jou nou wys, ek sê jou nou op jou plek sit, want jy sien, wraak is nie noodwendig geweldig goed vir ons nie, dis nie noodwendig iets wat my en jou ryk maak nie, dis nie iets wat my en jou gesond hou nie, maar hoekom nie? Hoekom nie? Maak dit saak of ek wraak neem of nie? Ek dink dis 'n goeie vraag. Maak dit regtig saak? Ek meen as jy nie verkeer nou vir die ou Hollywood hallo wys, as jy nie weet wat dit is nie, is 'n middelvinger. Maar as jy dit byvoorbeeld doen, maak dit regtig saak. As jy lelik is met 'n ou en maak of jy nie sien of jy skree op iemand in 'n plek of maak dit regtig saak en gaan dit regtig 'n verskil maak of net iemand op 'n plek sit wat dit moontlik verdien. Sien, ek dink die gevaar is die wêreld beloof ons iets. Die wêreld beloof dat wanneer ek en jy by 'n plek kom waar ons wraak neem, dan sal dit ons laat beter voel. Ons gaan anders te voel oor onsself of ons gaan voel, ons kry iets ten minste uit die proses uit, maar hier's die ding, jou terugkry teenoor iemand, jou seer maak, jou skande wat jy probeer veroorsaak, dit gaan nie regtig enigiets verander nie. Dit gaan definitief niks verander van dit wat met jou gebeur het nie. En die seer wat jy beleef het, of die skande wat jy beleef het nie. Jesus kom en hy wys vir ons iets anders, en hy sê vir ons, maar wat wraak eintlik doen, is wraak maak jou arm aan die binnekant van jou lewe. Wraak kom en wraak steel iets van jou. Paulus gaan verder aan die gemeente van Romeine en hy sê vir die volgende, hy sê, moenie net reg sit om ander mense in eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerd aan julle gedoen het nie. Ek hou van hierdie vertaling, moenie ander mense in eie munt, in jou eie vergelding, in jou eie tit for tat terugbetaal nie. Moenie dit doen nie, as hulle iets verkeerds aan jou gedoen het. Hy gaan verder, hy sê, doen liewer goeie dinge, sodat ander mense kan sien, dat jy God dien. En dis eintlik waarop ons moet inlê. Wat jy moet besef is, dat wraak kos jou iets. Wraak kom teen 'n koste. Wraak is definitief nie iets verniet nie. Wraak kom en dit kos jou vrede. Dit kos jou vreugde. Dit kos jou 'n sekere kapasiteit om lief te kan hê of liefde uit te kan straal teenoor mense. Dit kos jou al hierdie dinge. Ek meen daar's 'n heeltyd hierdie koste wat wraak van my en jou vra en dis hoekom ons vandag hieroor inlê en hieroor praat.
Want wraak kos jou rykdom. Want wraak is op die ouend vandag eintlik net dood eenvoudige rykdom dief. As ek en jy kan besef dat wraak kos jou nie net iets nie, maar wraak gee jou ook niks nie. Nou, ek is glad nie 'n finansiële adviseur of 'n kenner nie, maar ek dink as mens hierdie som gaan maak, as iets jou iets kos en dit gee jou niks nie, is dit waarskynlik nie 'n goeie opsie nie. As jy niks kry vir dit wat jy betaal nie, dan is dit 'n scam. Dan word jy ingeloop. Jy het ook miskien al daai oproep gemaak of oproep gekry, ietsie op Facebook gesien wat jy wou gekoop het, dan sê hulle vir jou, gee net vir my vervoer geld, dan betaal jy vir R200 en dan kos dit jou iets, maar jy kry niks nie, persoon daag moet op nie. Nie met julle al gebeur nie, ek is dankbaar. Dis great. Val daar ook mense slim. Ons word nie gevang deur daai Johannesburg mense wat soveel scams het nie. Jy betaal iets of jy gee iets, maar jy kry niks op die einde van die dag terug nie. Nou, as ek en jy hier aan dink, of as ons hieroor dalk miskien wil uitberei, dan dink mense dat wraak benadeel jou, en mense benadeel jou baie keer, en dis ook miskien 'n kontrak wat skeef geloop het, of dalk miskien 'n vriendskap wat daar verraad in was, of wat jy te nagekom gevoel het, of jy dalk miskien 'n besigheidsvernoot gehad wat jou onregverdig behandel het, of dalk miskien was dit 'n misdaad geweest wat jou geraak het, of iets wat gebeur het, en wraak klink vir ons en voel vir ons so reg. Dit voel vir ons maar geregtigheid moet geskied, maar en ek gaan hierdie persoon terugkry, en die een ding wat gebeur, een van die maniere hoe wraak dit reg kry om by ons te kom steel, is dit maak jou blind. Dit maak jou blind om regtig waar te kan sien wat besig is om te gebeur. Seer maak jou baie keer in jou lewe blind. En as dit jou blind maak, kan dit by jou kom steel. Dink gou mooi aan, jy by jou huis, jy het 'n muur dalk miskien moontlik om jou huis. Jy het diefwering, jy het slotte op jou deure, jy sluit alles, jy sit die alarms aan, jy het beams in jou tuin, elektriese heining. En jy is so besig om te beplan, om te keer, dat daar nie enige dief inkom om iets vir jou te kom roof nie, en jy is besig om jouself so veilig te kan hou as moontlik. Jy het vir Eskom of vir wie ook al wat uitkom as daar iets verkeerd gaan, en jy is so paraat en so gereed met alles oor jou fisiese goed en hoe iemand iets fisies by jou kan kom steel. Maar ek het nodig om paraat te raak rondom dit wat die vyand by my en jou wil kom steel, die rykdom diewe waarvan wraak een is. Nou, Marius, hoe keer ek dat wraak iets by my in my lewe kom steel? Hoe gaan ek hierdie keer, of hoe gaan ek hierdie kan stopsit? Wat kan ek doen om dit weg te kan hou? Nou, Paulus gaan verder aan die gemeente van ek hou aan sê Korinte, maar aan die gemeente van Romeine, en hy skryf binne in Romeine 12 verder, en dan sê hy volgende: doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. Hierdie is een van die maniere hoe jy beskerming kan bring. Doen van julle kant af alles in jou vermoë om met ander mense binne in vrede te leef. Wat is alles? Enigiets. Maak reg, sê jammer, al is dit nie jou skuld nie. Probeer herstel te bring. Hy gaan verder aan vers 19 en sê hy, laat staan al julle wraakplanne. Het jy al ooit gedink, maar soos regtig mooi gedink, oor wat jy graag met iemand wil doen, wat jou te nagekom het een of ander tyd op jou lewe? Net soos in die aand, terwyl jy lê, dan dink jy in die persoon, en sê so, ek sien 'n Wendy House met 'n Vice-grip, en miskien moet ek dalk 'n saag, maar effen stomp ook daar hê, en die persoon se been in die Vice-grip vasknyp, en die sleutel afsny dat hy hom nie kan losskroef nie,
en vir my saag daar op die tafel neersit en die Wendy House in die brand steek. Is dit net ek of het julle ook al sulke planne gehad? Planne kan vinnig ver gaan. Tange en toenaals en dit kan vinnig donker raak. Wat staan al julle wraaksplanne? Moenie toelaat dat daai gebeur of jy daarop inlê nie. My liewe broers en susters, dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Los hierdie goed vir die Here. En dan sê hy verder daar, staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf. Ek, praat nie van God, sal wraak neem, sê die Here. Nou ons as Afrikaners hou van hierdie versie. Ek meen dis as jy ooit 'n tattoo wil kry en jy's Afrikaans, dan is hierdie die vers wat jy waarskynlik op jou gaan sit. Die Here sal wraak neem. Die Here sal straf. Dit gaan definitief nie oor jou nie, dit gaan definitief oor ander mense. So jy moet op 'n plek sien soos op jou voorkop waar ander dit kan sien, dat hulle kan weet as hulle met jou te doen het dat die Here het jou. Ons sê hierdie baie, die Here slaap nie. Nee, die Here gaan gereg laat geskied. Die Here gaan mense uitsorteer. Die Here gaan daai mense op hulle plek sit. Nou, ek dink as ons dink aan wraak en God, sien wraak gaan nie noodwendig oor dat God mense onregverdig wil behandel nie. Sien, wraak by God gaan nie oor dat God wil hê jy moet jou eie hande inneem en hom help nie. As jy nie dit vir God gee nie, dan gaan jy vasgehou word. As mens dink aan wraak, dan is die volgende gedagte. Laat God die wraak. Laat God die wraak oor. Nou wat beteken dit? As ek vir jou sê, maar laat aan God die wraak. Dis wat die skrif vir ons sê. Dis waar van Paulus praat vir die gemeente van Romeine. Maar laat aan God die wraak oor. Moenie met jou eie munt dit betaal nie. Moenie dit self vergeld nie. Los dit vir God. Die rede daarvoor is want God is regverdig in sy vergelding. God weet wat is reg en wat is sleg. Dit praat nie van dat God 'n klein terugklap vir iemand gaan gee nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit is om 'n spasie te skep waar God kan heers, waar sy heerlikheid kan deurkom. God is die een wat kan wraak neem op die regte manier, as mens so kan sê. Dis God se troon, dis God se eer. Ek en jy het nie nodig om onsself noodwendig te beskerm nie, wanneer dit kom by om wraaksaam of mense met wraak te vergeld nie. Want ek en jy is geskep in die beeld en die gelykenis van God, en ek en jy is ook kinders van God. Romeine 12 praat eintlik net dood eenvoudig, maak ruimte binne in hierdie spasie, laat God se regverdige reaksie kan na vore kom en nie joune nie. Jy het nodig om ruimte te maak vir God se regverdige reaksie. Nou kom ons praat gou hieroor. Wat is God se regverdige reaksie? As ons houding is, maar laat die Here gaan regverdigheid laat geskied en die Here gaan hierdie persoon uitsorteer en weet jy wat, ek los dit net vir die Here. Wat is daai woorde wanneer ek en jy dit sê? Want baie keer is daai woorde 'n wraakreaksie en is in elk geval gesê vanuit 'n hartheid van wraak uit. Om te sê ja, maar die Here gaan regverdigheid laat geskied. Dan is ons verwagting 'n weerligstraal, dalk 'n ongeluk, dalk iets slegs met daai persoon gebeur. Maar God se regverdigheid is God kom en hy kyk van 'n ander oogpunt uit na die hele situasie. Hy sien die persoon wat jou te na gekom het se storie en se verlede. En hy sien jou storie en jou verlede. En hy kyk na die hele storie saam en hy kyk na hierdie situasie. En hy weet, hierdie situasie is as gevolg van seer uit daai persoon se lewe uit, en hierdie situasie is as gevolg van seer uit jou lewe uit, en daar was 'n oomblik gewees, of hierdie situasie is net dood eenvoudig sonde, en heel toevallig het sy seun gesterf vir sonde. En God kyk regverdig na dit, en hy is 'n regverdige
regter. Hoeveel keer in jou lewe het mense jou al te nagekom, seergemaak of ingeloop? En wat jy gevoel het, maar ek wil hulle terugkry. En veronderstel, jy sê, maar Here, ek gee dit oor vir U, en die Here neem wraak op elke persoon wat jy al 'n wraakgevoel van gehad het. Weet jy wat sou die net effek daarvan wees? Ons almal sal in die moeilikheid wees. Want jy het al iemand te nagekom. Jy het al iemand seer gemaak. Jy het waarskynlik al iets gedoen wat iemand laat voel het hulle word ingeloop. Jy het al stupid besluite geneem. En kom ons sê dat dit die reaksie is, iemand was daar al gewees in jou lewe, wat in jou teenwoordigheid of buite jou teenwoordigheid hierdie woorde gesê het, maar ek laat dit oor aan God, laat sy wraak en sy toring oor daai persoon se lewe kom. Gelukkig is God regverdig. Nou, Jesus kom en Jesus sny reg deur al die geraas van wraak. Want ons baie stemme, wanneer iemand jou seermaak, is al heavy baie stemme wat met jou praat en gesels en ons klomp goed wat deur jou kop gaan, en mense raak baie keer verwarrend, en Jesus kom en hy spreek hierdie aan. Hy spreek hierdie stem aan, en hy sny reg deur hierdie geraas, en hy kom by die wortel en die been van dit, en ons lees dit in Matteus 5, oor die volgende, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, in die wet, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, en hierdie is amazing, imagine kan ons sê vandag so werk, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Weereens sou ons almal 'n moeilikheid gehad het, en hy gaan verder aan, en hy sê, maar ek sê vir julle moet julle nie teen slegte mens verset nie. Moenie jouself teen iemand wat iets sleg doen verset nie. Moenie 'n vesting bou nie, moenie 'n muur bou nie, moenie jou kar daar parkeer en daar bly nie, moenie te lank daarop net linger nie, moenie 'n fondasie bou en 'n huis bou en daar binne-in sit, binne-in hierdie slegte persoon wat hierdie slegte ding aan jou gedoen het. Inteendeel, hy gaan verder, hy sê, maar as mense jou as mense jou op jou regterwang klap, draai vir hulle ook die ander wang. Dit is nie lekker nie, en ek dink nie is 'n lekker gedagte nie. Maar Jesus sê hierdie dood eenvoudig omdat Jesus wraak verstaan. Jesus wat wraak doen. Wraak beloof jou iets. Wraak beloof jou geregtigheid. Maar wat wraak eintlik doen in jou, dit bring gebondenheid. Dit trek jou vas, dit maak jou vas, sy kloue word al stywer en stywer, wraak maak jou blind, wraak maak jou hart, wraak kom en wraak steel. Jy dink dalk wraak steel net jou vreugde, wraak steel jou gesin se vreugde. Wraak maak dit vir jou moeilik om te sien wat God vir jou beplan het, wraak maak dit moeilik vir jou om 'n instrument in God se hand te wees. Dis wat wraak kom doen. Paulus gaan verder aan, dan sê hy in Romeine, dan sê hy vir ons, moenie toelaat dat dit wat sleg in jou lewe is, die oorhand kry nie. Ons het hierdie al gesê, reg hierdie reeks, moenie toelaat dat dit wat sleg is, die oorhand in jou lewe kry nie. Hierdie 7 dodelike sondes, of hierdie 7 diewe van ware rykdom, moenie toelaat daai goed jou beheer nie. Oorwin die bose deur te doen wat wie van jou vra. Jy van jou vra, jou gevoelens van jou vra, jou man of jou vrou, jou pelle vir jou raad opgee, wat hulle vir jou vra, nee, doen wat God van jou vra. En as ek eerlik is dit vrek moeilik om dit te doen baie keer. Om nie toe te laat dat dit wat sleg is, die oorhand kry. Om nie toe te laat dat die bose oorwin. En dat mens moet doen wat God van jou vra. Persoonlike storie vir my en Marietjie. Terwyl ek voorbereiding gedoen het, ons het ritmeklasse gehad en in die ritmeklasse het hierdie storie uitgekom en ek dink julle ken al goed genoeg teen die tyd dat ek gee nie om ons lewe oop te maak of ons stories te vertel, hoe genaamd nie ek.
ek is okay met dit, maar hierdie is nogal 'n moeiliker een om te vertel of te deel. So, ons het laas jaar, min of meer, ek gaan baie kort vertel. Laas jaar het ons ou wat die in die gemeente is, deel geraak van die gemeente, jong ouetjie 26 en 'n vrou en kindertjies, een kind laerskool en ander enetjie is 4 jaar oud of wat ook al, en hy het teruggekom van Amerika af en hy het nie regtig werk nie, en in 'n ritmeklas, min of meer 'n jaar terug sit hy en hy praat nooit met my, hy sê, Marius, ek het nie werk nie, en ek kom so pas terug, en vir familiesorg is haar plan, en op daai stadium is ek besig by een van my ander vriende, met 'n ding waarmee hulle besigheid is, en daar's 'n geleentheid, en ons help hom uit daar vir 'n tydperk, en hy werk goed, en hy is oulik, en Manku het 'n gamewinkel, ons het lank gelede, ons vir my seun 'n winkel begin, en het uitgebrei, en eventueel groter geraak, as het ons wou gehad het, noodwendig, dit moes groter geraak het, en Mianay het paddelrakette, het sy verkoop, en ons het hierdie ouetjie binne in hierdie spasie in, en ek gaan vir die operasie, Oktober maand, hospitaal toe, en hy het toegang tot fondse, en hy het toegang tot 'n klomp goed. Maar lang storie kort, wat basies gebeur in die tyd terwyl ek nie mag loop of nie te veel mag rondbeweeg nie, en lê terwyl ek in die hospitaal is, begin hierdie ou geld te vat uit die besigheid uit. En aanvanklik was die bedrag min of meer R200 gewees, wat ons gesien het, en toe kom dit terug. Toe kom al die stories uit van mense se goed wat hy verkoop het, wat eintlik reggemaak moes geword het, en op breek net totale chaos in ons lewens uit. En een van my goeie vriende is 'n prokureur, ek bel hom in die tussentyd, en ons stel 'n kontrak op, en ons sê, hoorie maar, hy moet ons terugbetaal, en as hy dit nie kan doen nie, so 'n maandelikse betaling, dan gaan ons hom laat toesluit, en ons doen al die dinge, ons al die bewyse, en alles is reg. Maar ek dra swaar. Ons het baie verloor, ek, Maritjie en die kinders sit, en ons sê, okay, goed, hierdie is ons situasie, ons het nogal moeilikheid, maar wat verwag God van ons? Ek weet wat ek in my hart voel, maar ek weet wat die stem van wraak sê. Wraak sê, maak hom toe, sluit hom op, verwoes hom, hoor gou hierdie dalk miskien, elke persoon met wie ek praat, elke van my vriende, en ek het amazing vriende wat heavy lief is vir die Here. My mentors in my lewe sê, Marius, maar daar is 'n aksie wat geneem moet word teen hierdie persoon. En jy het alles gedoen, en ek stel dit uit, en hy kom nie sy ooreenkomste na, en ek stoei nie binnekant van my, en dit consume my, begin my blind te maak, dit begin my dom te maak, en ek is kwaad, en ek dra swaar. En eventueel kom dit by 'n punt waar ek net vir Maritjie en die kinders sê, hoor julle, ek voel net, ons moet hierdie net laat gaan. Ons net sê, is wat dit is, en kom ons fokus op dit God vir ons wil hê, want hierdie is nie God se wil vir ons lewe nie. Ons is besig om ons fokus te verloor, ons fokus te skuif, en ons het nodig om stappe te neem, maar die stappe wat ons moet neem is God se wil is eerste. En ek weet nie wat is jou storie nie, want ek weet jy het ook 'n storie. Ek weet in jou lewe is daar ook 'n persoon wat jou seer gemaak het, wat effek op jou gesin het, op jou toekoms het, wat effek het op jou planne, op jou drome, wat effek het op soveel, en 9 uit 10 keer was jou intensies dalk miskien selfs goed met daai persoon gewees, of daar was vertroue gewees, en daai vertroue is geskend, en daai vertroue is seer gemaak, en jy voel in jou hart, wat the hell? 'n Wendy ys, 'n been, 'n saag, en 'n bietjie vuur. Maar God se wil bring oorwinning oor die bose wat toegang wil kry tot jou lewe. En kom ek sê vir jou vandag, niks in hierdie lewe is belangriker as dit nie. Geen skat, geen geld, geen rykdom, geen niks. Nie 'n huis nie, nie 'n kar nie, nie 'n besigheid. Niks is belangriker in jou lewe
as dit wat God van jou vra nie. Want enigiets anderste as dit gee vir die bose oorwinning in jou lewe. Nou Marius, hoe kom mens uit hierdie wraak uit? As jy wraak in jou hart het, hoe beweeg mens uit dit uit? Wat doen jy? Jy moet 'n klomp keuses maak. En hierdie keuses is prakties, maar dit is keuses wat jy moet maak en daai keuses gaan jou help, glo ek, om deur hierdie te kan beweeg en by 'n plek uit te kom wat jy by God se wil uit te kom wat God van jou vra en waar jy oorwinning oor die bose kan kry. Nou wat is die 4 keuses wat jy moet maak om wraak se houvas in jou lewe te breek? Heel eerstens wat jy moet doen, dink ek, is jy moet iets stop. En wat jy moet stop, is jy moet die siklus stop. Stop die siklus. Wat is 'n siklus? Die siklus van jou emosies en jou gedagtes en jou gevoel, daai siklus wat jou insluk, daai siklus wat jou so vat om elke keer terug te gaan om te sê, maar as daai persoon nie, as dit nie gebeur het nie, as dat nie gebeur het nie, dan sou ek nie. Daai ding trek jou in en jy het nodig om emosioneel 'n handrem op daai te trek en te sê, hey, stop hierdie nou. Hierdie is klaar. Hierdie is parkeer en hierdie is afgehandel. Ek beweeg aan. En miskien gaan dit vir jou vat om hardop te sê, Here, ek kies om nie wraak te neem nie. Ek maak 'n keuse. En dit daar te los. En te glo dat God regverdig is. En te glo dat God jou hart sal vashou. En jou hart sal beskerm. Ek dink die tweede keuse wat jy moet maak is om besluit om dit te skuif en skuif dit na God toe. Gee dit vir hom oor in gebed. Praat met God hieroor. Sê vir hom, Here, ek kan nie. En ek weet nie hoe om deur te kom nie, maar U is regverdig en U is God en miskien gaan dit dalk vat dat jy 'n brief moet skryf vir daai persoon of dalk miskien 'n brief moet skryf oor hoe jy voel en dit neerskryf en sê hoorie, maar al hierdie goed is nie reg nie en dit wat my gebeur het en dat wat gebeur het is nie reg nie. Hierdie is die effek daarvan en dis die uitdagings waarmee ek nou sit en hierdie sak en ek haat dit om hier te wees. En dan vat jy 'n brief en jy gaan gee hom vir God. En jy sê, Here, hier is hoe ek voel. En dis wat ek beleef. En dan los jy dit by hom. En elke keer wanneer daai emosie opkom, daai gedagte opkom, dan skuif jy dit na God toe. En sê, Here, ek het hierdie vir U oorgegee, help my om nie hierin vasgevang te raak nie. Here, ek los dit by U. Die derde keuse wat jy maak, en hierdie is vrek moeilik. Seën prakties. Seën prakties. En hierdie seën prakties is, jy moet nie kwaad oorwin deur goeie te doen. Ja, Marius, weet jy wat? Kom ek praat vir myself. So ons wou iemand gehelp het en uit 'n situasie uitgekry het en al wat gebeur het in ons situasie ingekry en ek kan kwaad wees daaroor. En sê maar ek sal nooit weer iemand help nie. Ek gaan nooit weer daai doen. Ek gaan nooit weer toelaat dat iemand so naby. Ek gaan nooit weer dit en dat in die volgende. Daai is 'n innerlike belofte, iets wat direk is teen dit wat God se wil vir jou lewe is. Dis iets wat jou kan geestelik vasmaak waarvan jy nie kan loskom nie. So moenie daar gaan nie. Moenie gaan ek sal nooit weer nie. Gaan Here, waar wil U hê moet ek? Maak nie saak hoe kwaad of seer, maar Here, waar wil U hê moet ek? En wees tot seën vir mense in jou lewe. Dalk miskien net 'n voorbeeld uit. Weier ook miskien om sarkasties te wees. Om hierdie wraak te dra om by die plek uit te kom dat hierdie ding jou oorvat net heeltemal. Dalk miskien gaan jy nodig hê om dit wat die skrif vir ons sê in Romeine 12:20 om vir die wat dors is nog steeds iets te gee om te drink. Al is hulle jou vyande. En dan begin by iets klein. Bid net ten minste vir daai persoon. Maak die keuse dalk miskien om te weier om te skinder of ingetrek te raak in 'n moeilike gesprek. Doen dit eenvoudig. En dan
die volgende keuse wat jy maak, is soek geregtigheid op God se manier. En ek wil hierdie klassifiseer vir jou. Soek geregtigheid op God se manier. Gee dit vir God. God sal geregtigheid laat geskied, maar God se geregtigheid is 'n geregtigheid wat herstel, wat genees. God se geregtigheid is 'n geregtigheid van waarheid, nie jou waarheid of die ander persoon se waarheid, maar die waarheid. En God se geregtigheid is om orde te skep binne in totale chaos binne in jou lewe. Miskien gaan dit wees dat jy 'n radikale besluit of 'n stap moet neem om iemand dalk miskien by HR betrokke te kry, of dalk miskien iemand te kry om 'n bemiddelingsgesprek te hê met jou en daai persoon, of dalk miskien jy gaan vir berading net rondom dit wat jy beleef en ervaar en wat jy dra in jou hart en jy wraak, want miskien is die persoon nie eens meer hier teenoor wie jy dit voel nie, of miskien jy nodig om selfs polisie toe te gaan of regstappe te neem. Ek weet nie hoe daai vir jou lyk nie, maar daar's ook 'n spasie daarvoor en dis in 'n proses, maar van orde en van waarheid. En die doel daarvan is nooit om terug te kry nie, die doel daarvan is om geregtigheid te herstel, om die waarheid in orde te bring, om genesing te ontvang. Beteken nie as jy dalk te nagekom is op 'n manier dat jy net moet toelaat met weer gebeur nie. Nee, stel grense. Jy sien, vergifnis is nie verandering nie, bedoelende, vergifnis verander nie dit wat die persoon gedoen het teenoor jou nie. Ons Afrikaners glo hierdie staan in die Bybel, dit staan nêrens in die Bybel nie. Hoor vir my baie mooi, en as jy dit sê, stop dit. Hou op om dit te sê. As jy vir jou vrou sê, stop dit. Vrouens, as jou man vir jou sê vir hom, jy jok. Dis nie in die Bybel nie. Ek wil sê jy lieg, maar nou is daar wraak. Mans, as jou vrou vir jou sê vir hulle stop. Daar staan nêrens in die Bybel vergewe en vergeet nie. Nêrens nie. Die Bybel sê vergewe. En vergewe is ek spreek jou vry en ek vergewe jou. Maar ek gaan veilige grense in my lewe instel om binne in die genade wat God my gegee het, maar ook die genade wat God jou gegee het, jou nie weer in 'n posisie plaas dat jy hierdie aan my kan doen nie, of gaan doen nie. As iemand by jou gesteel het, beteken nie hulle moet weer vir jou werk nie, of saam met jou braai, of wat ook die geval mag wees nie, of jou beursie vir hulle gee nie. Stupid. Maar daai grense kan daar wees. Jy kan nog steeds met respek na daai persoon praat en daai vergifnis gaan oor jy maak jou hart skoon teenoor God. Dit gaan baie meer oor jou en God as daai persoon self. Daai persoon gaan aan met hulle lewe, maar jy het nodig om te vergewe om gesond te word. So. Ek vra vir hierdie vraag: is daar wraak wat jou rykdom steel? En hoe weet ek? Hoe weet jy of dit is? Terwyl ons so besig is, wil ek sommer hê dink. Wat is die naam? As ek daai naam nou gaan sê, wat jou hart so styf gaan laat trek. Wat dra jy op die oomblik? Wat is swaar op jou? Wat voel jy maak jou bene lam op die oomblik? Wat is daai klip wat jy ronddra, daai rots wat jy 'n onnodige gewig wat jy saam met jou het? Wat is daai een persoon wat jy dalk miskien oor dink dat as hulle nie meer is nie, sal dit nie regtig noodwendig so sleg wees nie? En ek glo dat die Heilige Gees hierdie aan jou kan openbaar vandag. As jy van hom vra, Here, wys my wat is dit? Hy gaan dit vir jou sê. So hier's wat ek vir jou wil los, ons is nou klaar. Ek dink wanneer ons dink aan alles wat ons vandag oor gepraat het, hier's 3 dinge wat jy moet besef. Vergifnis is 'n besluit. Dis 'n keuse. Versoening is 'n proses. En binne in daai versoening is daar sekere grense. En dan vertroue word verdien. Dit word nie weer net gegee
van Jesus Josias nie. As jy hierdie kan besef, dat vergifnis is 'n besluit, is 'n keuse, dit is nie 'n gevoel nie, is 'n besluit. Versoening, herstel, is 'n groeiproses. En vertroue word verdien, daar moet goeie en gesonde grense wees. Jesus het die volle krag gehad om terug te slaan, toe mense om wreed en vol wraak doodgemaak het. Maar die kruis gekies. En hy het die woorde gesê in Lukas 23, vers 34, hy het die woorde gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sien die kruis van God se boodskap is eintlik baie eenvoudig. As jy in die kruis kyk en jy sien wat God vir ons wou gesê het, sê hy vir ons, jou pyn is gesien, jou geregtigheid is veilig, en jou vryheid is gekoop. Moenie dink dat God blind is vir jou pyn nie, hy sien dit. Moenie dink dat God nie in beheer van geregtigheid is nie, hy is, maar hy kyk na jou storie. En moenie dink dat jy nie veilig is nie. Die veiligste plek waar jy kan wees met jou hart is in die hande van God. So. Laat God die wraak in jou lewe vandag wegneem en mag Jesus vir jou vryheid gee wat jy nodig het om regtig ryk te kan wees in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, ek wil so bid vir almal wat hier so is net vandag. U ken elkeen se storie, u weet wat se hartseer, wat se pyn en wat hulle al deurgegaan het en wat die gevoelens van wraak is wat hulle dra. Heilige Gees kom wys dit, kom openbaar dit. Miskien is dit dalk iets wat geslote is en hulle dalk vergeet het, maar Here, kom maak dit oop en kom wys dit vir hulle. En dan Heilige Gees, lei ons elkeen in hierdie emosies wat ons het na 'n spasie van geregtigheid toe. 'n Plek waar ons dit by die kruis van Jesus kan kom neersit en waar ons U ten volle kan vertrou met dit wat ons mee stoei. En help ons om te sien en te verstaan dat U ons pyn sien, maar Here, help ons ook om te verstaan dat U besig is om geregtigheid te bewerk, selfs nog voordat ons daarvoor gevra het, Here. En help ons om te weet, dit maak nie saak wat ons deurgaan of wat ons beleef nie, U ons nooit alleen los nie. U altyd saam met ons is, in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n ongelooflike week hê, en ek hoop ek sien jou by die kassasiediens vanaand, ek kan nie wag daarvoor nie, en pas jouself op, goed gaan.